OK julle, ons gaan aan met Jeremia 16, voorspelling van Israel se gevangenskap en herstel. En die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, jy mag vir jou geen vrou neem nie, en jy mag geen seuns of dogters hê in hierdie plek nie, want so sê die Hemelse Vader van die seuns en die dogters wat in hierdie plek gebore word, en van hulle moeders wat hulle baar, en van hulle vaders wat hulle verwek in hierdie land. Aan dodelike siektes sal hulle sterwe, hulle sal nie beklaag of begrawe word nie, hulle sal mis op die aarde wees, en hulle sal deur die swaard en die hongersnood verteer word, en hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde. Want so sê die Hemelse Vader, kom nie in die klaaghuis en gaan nie om te rouklaag nie, en betuig geen deelneming met hulle nie, want ek het my vrede van hierdie volk weggeneem, spreek die Hemelse Vader. Die goedertierenheid en barmhartigheid, groot sowel as klein, sal sterwe in hierdie land. Hulle sal nie begrawe word nie, en niemand sal hulle beklaag en homself stikkend kerwe, of vir hom 'n kaal plek skeer om hulle ontwil nie. Ook sal niemand vir hulle treerbrood breek om iemand te troos oor 'n dooie, of aan hulle die troosbeker gee om te drink oor iemand se vader of oor iemand se moeder nie. Kom ook nie in 'n huis van maaltye om met hulle saam aan te sit nie, om te eet en te drink nie. Want so sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek laat uit hierdie plek ophou voor julle oë en julle dae die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid. En as jy al hierdie woorde aan hierdie volk bekend maak en hulle jou vra, waarom het die Hemelse Vader al hierdie groot onheile oor ons gespreek? En wat is ons ongeregtigheid en ons sonde wat ons teen die Hemelse Vader, ons God, begaan het? Dan moet jy vir hulle sê, omdat julle vaders my verlaat het, spreek die Hemelse Vader, en agter ander gode aangeloop het en hulle gedien het, en hulle daarvoor neergebuig het, maar my verlaat het en my wet nie gehou het nie. En julle nog erger gehandel het as julle vaders, want kyk, julle wandel elkeen na die verhardheid van sy bose hart, om na my nie te luister nie. Daarom sal ek julle wegslinger uit hierdie land, na 'n land wat julle nie ken nie, julle en julle vaders nie, en daar sal julle ander gode dien, dag en nag, omdat ek julle geen genade sal bewys nie. Daarom kyk, daar kom dae, spreek die Hemelse Vader, dat daar nie meer gesê sal word, so waar as die Hemelse Vader leef, wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie, maar so waar as die Hemelse Vader leef, wat die kinders van Israel laat optrek het uit die Noordland en uit die lande waarheen hy hulle verdryf het. Ja, ek sal hulle terugbring in hulle land, wat ek aan hulle vaders gegee het. Kyk, ek stuur baie vissers, spreek die Hemelse Vader, wat hulle sal vang, en daarna sal ek baie jagters stuur, wat hulle sal opjag, van elke berg en van elke heuwel, en uit die klipskere. Want my oë is op al hulle weë, dit is nie voor my aangesig bedek nie, en hulle ongeregtigheid is nie voor my oë verborgen nie. Daarom sal ek eers hulle ongeregtigheid en hulle sonde dubbel vergelde, omdat hulle my land ontheilig het met lyke van hulle verfoeisels, en my erfenis gevul het met hulle gruwels. O Hemelse Vader, my sterkte en my beskutting, en my toevlug in die dag van benoudheid, tot U sal die volke van die eindes van die aarde afkom, en sê, net leuns het ons vaders geërwe, nietige afgode, en daaronder was niks wat voedsel kon bring nie. Sal 'n mens vir hom gode maak wat tog geen gode is nie? Daarom kyk, ek laat hulle hierdie keer voel my hand en my mag, en hulle sal weet dat my naam die Hemelse Vader is. Tot sover. OK, ons gaan aan met hoofstuk 17. Die sonde van Juda is geskrywe met 'n ystergriffel met 'n diamantpunt. Dit is gegrif op
die tafel van hulle hart en op die horings van julle altare. Telkens as hulle kinders aan hulle altare dink en aan hulle heilige boomstamme by die groen bome op al die hoë heuwels, my berg in die veld, jou rykdom, al jou skatte sal ek as byt gee saam met jou hoogtes, weens die sonde in jou hele grondgebied. En jy sal uitval, en dit deur jouself uit die erfenis wat ek jou gegee het, en ek sal jou vyande laat dien, in 'n land wat jy nie ken nie, want julle het 'n vuur aangesteek in my toorn, wat tot in ewigheid sal brand. So sê die Hemelse Vader, vervloek is die man wat op 'n mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Hemelse Vader afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as 'n goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige, onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Hemelse Vader vertrou, en wie se vertroue die Hemelse Vader is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Hemelse Vader, deursoek die hart, toets die niere, om aan elke een te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. 'n Voël wat eiers uitbroei, sonder dat hy dit gelê het, is hy wat rykdom verwerf, maar nie eerlik nie. In die helfte van sy dae moet hy dit laat agterbly, en in sy einde sal hy 'n dwaas wees. 'n Troon van heerlikheid verhewe van die begin af, is die plek van ons heiligdom. O Hemelse Vader, verwagting van Israel. Almal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Hemelse Vader, die fontein van lewende water, verlaat. Maak my gesond, Hemelse Vader, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word, want u is my lof. Daar sê hulle vir my, waar is die woord van die Hemelse Vader? Laat dit tog kom. Wat my aangaan, ek het my nie onttrek om u as herder te volg nie, en die ongelukkige dag het ek nie begeer nie. U weet dit, wat uit my lippe uitgaan, was voor u aangesig. Wees my nie tot 'n verskrikking nie. U is my toevlug in die dag van onheil. Laat my vervolgers beskaamd staan, maar laat my nie beskaamd staan nie. Laat hulle verskrik wees, maar laat my nie verskrik wees nie. Bring oor hulle die dag van onheil, en verbreek hulle met 'n dubbele verbreking. Heiliging van die Sabbat, vanaf vers 19. So het die Hemelse Vader vir my gesê, gaan staan in die poort van die kinders van die volk, waardeur die konings van Juda ingaan, en waardeur hulle uitgaan, ja, al die poorte van Jerusalem, en sê vir hulle, hoor die woord van die Hemelse Vader, konings van Juda, en die hele Juda, en al die inwoners van Jerusalem, wat deur hierdie poorte ingaan. So spreek die Hemelse Vader, neem julle in ag om julle siele ontwil, dat julle geen las dra op die Sabbatdag, en dit inbring deur die poorte van Jerusalem nie. Ook mag julle geen las uit julle huise op die Sabbatdag uitdra, of enige werk doen nie, maar julle moet die Sabbatdag heilig soos ek julle vaders beveel het. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hulle nek verhard om nie te luister en geen tigtiging aan te neem nie. As julle dan aandagtig na my luister, spreek die Hemelse Vader, om geen las deur die poorte van hierdie stad op die Sabbatdag in te bring nie, en om die Sabbatdag te heilig deur daarop geen werk te doen nie, dan sal deur die poorte van hierdie stad konings en vorste ingaan, wat op die troon van Dawid sit, wat op strydwaans en op perde ry, hulle en hulle vorste, die manne van Juda, en die inwoners van Jerusalem,
en hierdie stad sal ewig bewoon word, en hulle sal kom uit die stede van Juda, uit die omstreke van Jerusalem, en uit die land van Benjamin, en uit die Laagveld, en uit die gebergte, en uit die suidland, hulle wat die brandoffer en slagoffer en spysoffer en wierook aanbring, en die lofoffer aanbring in die huis van die Hemelse Vader. Maar as julle na my nie luister om die Sabbatdag te heilig nie, en om geen las te dra of deur die poorte van Jerusalem op die Sabbatdag in te gaan nie, sal ek 'n vuur in sy poorte aansteek, wat die paleise van Jerusalem sal verteer, en nie uitgeblus sal word nie. Tot sover. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 18, die werk van die pottebakker, die onboetvaardigheid van die volk. Die woord van die Hemelse Vader het tot Jeremia gekom: Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was, om dit te maak. Toe het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê: Sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Hemelse Vader. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. In een oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk, om dit uit te ruk en om te gooi, en dit te vernietig. Maar as die nasie waaroor ek gespreek het, hulle bekeer van hulle boosheid, sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan was om aan hulle te doen. En in 'n ander oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk, om dit te bou en te plant. Maar as hulle doen wat verkeerd is in my oë, deur na my stem nie te luister nie, dan sal ek berou hê oor die goeie waarmee ek gesê het, dat ek aan hulle goed sal doen. Sê dan nou tog aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem dit: So spreek die Hemelse Vader: Kyk, ek maak onheil gereed teen julle, en ek dink 'n plan uit teen julle. Bekeer julle tog, elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle weë en julle handelinge goed. Maar hulle sê, dit is te vergeefs, want ons sal na ons gedagtes wandel, en ons sal elkeen volgens ons verhardheid van sy bose hart handel. Daarom so spreek die Hemelse Vader: Vra tog onder die volke, wie het sulke dinge gehoor? Die jong vrou van Israel het 'n baie afskuwelike ding gedoen. Verdwyn die sneeu van die Libanon nooit van die rots in die veld, of droog die uitlandse koue stromende waters op? Nogtans het my volk my vergeet. Hulle laat die rook opgaan vir die nietige afgode, en het hulle laat struikel op al hulle weë, en op die ou paaie om te loop op sy paaie, 'n ongemaakte pad, om hulle land te maak 'n voorwerp van verbasing, van bespotting vir ewig. Elkeen wat daar verbytrek, sal hom verbaas en sy hoof skud. Soos 'n oostewind sal ek hulle verstrooi voor die vyand met die nek en nie die aangesig nie, sal ek hulle aankyk in die dag van hulle ondergang. Toe het hulle gesê: Kom, laat ons planne teen Jeremia beraam, want die onderrigting sal nie ontbreek by die priesters of raad by die wyse, of 'n woord by die profeet nie. Kom, laat ons hom slaan met die tong, en laat ons nie luister na een van sy woorde nie. Hemelse Vader, luister tog na my, en hoor na die stem van die wat met my twis. Sal goed dan met kwaad vergeld word, want hulle het vir my 'n kuil gegrawe. Gedenk hoe ek voor u aangesig gestaan het, om 'n goeie woord vir hulle te doen, om u grimmigheid van hulle af te keer. Daarom gee hulle kinders oor aan die hongersnood, en lewer hulle oor in die mag van die swaard.
en laat hulle vroue kinderloos en die weduwees word, en laat hulle manne omkom deur die pes. Hulle jong manne verslaan word deur die swaard in die geveg. Laat daar 'n geskreeu uit hulle huise gehoor word, as u skielik 'n bende oor hulle bring, want hulle het 'n kuil gegrawe om my te vang, en vangnette voor my voete gespan. Maar u, Hemelse Vader, ken hulle hele planne teen my, om my dood te maak. Doen geen versoening oor hulle ongeregtigheid, en delg hulle sonde nie uit voor u aangesig nie. Ja, laat hulle tot 'n val kom voor u aangesig. Tree teen hulle op in die tyd van u toorn. Tot sover. Kyk, ons gaan aan met hoofstuk 19. Verbreeking van die pottebakkers se kruik. Verwoesting van Jerusalem. So sê die Hemelse Vader: gaan koop vir jou 'n potterbakkers kruik, saam met die oudstes uit die volk en die oudstes uit die priesters, en gaan uit na die dal van die seuns van Hinnom, wat voor die ingang van die potskerwerspoort lê, en roep daaruit die woorde wat ek met jou sal spreek. En jy moet sê: hoor die woord van die Hemelse Vader, o konings van Juda en inwoners van Jerusalem. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel: kyk, ek bring onheil oor hierdie plek, waarvan elkeen wat dit hoor, se ore sal tyd, omdat hulle my verlaat het, en hierdie plek onherkenbaar gemaak het, en vir ander gode wat hulle nie geken het nie, daarin rook laat opgaan het, hulle en hulle vaders en die konings van Juda, en hulle het hierdie plek gevul met die bloed van onskuldiges, en hulle het die hoogtes van Baal gebou, en hulle seuns met vuur te verbrand as brandoffers aan Baal, iets wat ek nie beveel of uitgespreek het nie, of wat in my hart nie opgekom het nie. Daarom kyk, daar kom dae, spreek die Hemelse Vader, dat hierdie plek nie meer sal genoem word Tofet, en die dal van die seun van Hinnom nie, maar Moorddal. En ek sal die plan van Juda en Jerusalem in hierdie plek uitskit, en ek sal hulle voor hulle vyande deur die swaard laat val, en deur die hand van die wat hulle lewe soek, en ek sal hulle lyke gee as voedsel vir die voëls van die hemel, en die wilde diere van die aarde. En ek sal hierdie stad maak 'n voorwerp van verbasing en bespotting. Elkeen wat daar verbytrek, sal hom verbaas en spot met al sy pla. En ek sal hulle die vlees van hulle seuns en die vlees van hulle dogters laat eet, en hulle sal elkeen die vlees van sy naaste eet, in die belering en in die benoudheid, waarmee hulle vyande en die wat hulle lewe soek, hulle benoud sal maak. Dan moet jy die kruik breek voor die oë van die manne wat saam met jou gegaan het, en vir hulle sê: so spreek die Hemelse Vader van die leerskare, net so sal ek hierdie volk en hierdie stad verbreek, soos 'n mens 'n erdepot breek, wat nie meer heel gemaak kan word nie, en hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees om te begrawe nie. So sal ek met hierdie plek maak, spreek die Hemelse Vader, en met sy inwoners en hierdie stad maak soos Tofet. En die huise van Jerusalem en die huise van die konings van Juda sal word soos die plek Tofet, onrein, naamlik die huise op die dakke waarvan hulle rook laat opgaan het vir die hele leer van die hemel, en drankoffers uitgegiet het vir ander gode. Toe het Jeremia uit Tofet gekom, waarheen die Hemelse Vader hom gestuur het om te profeteer, en hy het gaan staan in die voorhof van die huis van die Hemelse Vader en aan die hele volk gesê: so spreek die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel: kyk, ek bring oor hierdie stad en al sy stede al die onheil wat ek daaroor gespreek het, omdat hulle hul nek verhard het om na my woorde nie te luister nie. Tot sover. Kyk, ons gaan aan met hoofstuk 20. Jeremia word deur die priester Passur geslaan en in die blok gesit. En Passur, die seun van Immer, die priester wat die hoofopsigter was in die huis van die Hemelse Vader, het Jeremia hierdie woorde hoor profeteer. Toe het Passur die profeet Jeremia geslaan en hom in die blok gesit,
wat in die boonste poort van Benjamin was, by die huis van die Hemelse Vader. Maar die volgende dag het Pastor Jeremia uit die blok laat uithaal. Toe sê Jeremia vir hom, die Hemelse Vader noem jou nie Pastor nie, maar skrik rondom. Want so spreek die Hemelse Vader, kyk, ek maak jou 'n skrik vir jouself en vir al jou vriende, en hulle sal val deur die swaard van hulle vyande, terwyl jou oë dit sien, en die hele Juda sal ek gee in die hand van die koning van Babel, wat hulle in ballingskap sal wegvoer na Babel en hulle met die swaard sal verslaan. Ook sal ek die hele besitting van hierdie stad en al sy goed en al sy kosbare dinge gee, ja, al die skatte van die konings van Juda sal ek gee in die hand van hulle vyande, en hulle sal dit bytmaak en saamneem en na Babel bring. En jy, Pastor, en al die inwoners van jou huis sal in gevangenskap gaan, en jy sal in Babel kom, en daar sterwe, en daar begrawe word, en jy en al jou vriende, vir wie jy vals geprofeteer het. Die Hemelse Vader het u my oorgehaal, en ek het my laat oorhaal. U was te sterk vir my, en het oorwin. Ek was 'n belaging vir die hele dag, almal saam spot met my, want elke keer as ek spreek, moet ek dit uitskreeu, moet ek roep geweld en verdrukking, omdat die woord van die Hemelse Vader vir my 'n smaad en 'n spot geword het die hele dag. En as ek sê, ek sal aan hom nie dink nie en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit en in my gebeente. En ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie. Want ek het dit, die skindertaal van baie gehoor, skrik rondom, klaag aan, en ons sal hom aankla. Al die mense wat met my in vrede lewe, loer op my val. Hulle sê, miskien laat hy hom verlei, dan kan ons hom oorweldig en ons wraak op hom neem. Maar die Hemelse Vader is met my, soos 'n geweldige held. Daarom sal my vervolgers struikel en nie oorwin nie. Hulle staan diep beskaamd, omdat hulle nie geslaag het nie. 'n ewige smaad wat nie vergeet sal word nie. Maar die Hemelse Vader van die leerskare, wat die regverdige toets, wat die niere en die hart sien, laat my u wraak sien op hulle, want aan u het ek my regsaak toevertrou. Sing tot eer van die Hemelse Vader, prys die Hemelse Vader, want hy het die siel van die behoeftige uit die hand van die kwaaddoeners verlos. Vervloek is die dag waarop ek gebore is, laat die dag waarop my moeder my gebaar het, nie geseënd wees nie. Vervloek is die man wat aan my vader berig gebring het en gesê het, vir jou is 'n seun gebore, waardeur hy hom grootliks verbly het. Ja, laat die man wees soos die stede van die Hemelse Vader omgekeer het, sonder dat dit hom berou het, en laat hom in die môre aangeroep hoor en op die middag kruis geskreeu, omdat hy my nie gedood het van die moederskoot af nie, sodat my moeder my graf geword het, en haar skoot vir ewig swanger gebly het nie. Waarom het ek tog uit die moederskoot voortgekom, om moeite en kommer te sien, sodat my dae in skande kan verdwyn. Tot sover.